geskapen het. Die mens geformeer het uit die stof van die aarde. Die sy eie asem in die neus van die mens geblaas het. Kom ons gee die Here vanmiddag 'n lekker prys. Halleluja. Prys die naam van die Here. Nou die naam van die Here, dit moet geprys word. Amen. Stem jy saam met my? Amen. Stem jy saam met my? Ek sê die naam van die Here, dit moet geprys word. Ons kan nie vanmiddag wees as mense wat nie hoop het nie. Terwyl ons nog die asem in ons binneste het en terwyl ons nog lewe, het ons nog hoop. Want dit kan die graf is nog genade, maar alles kan die graf is daar nie meer genade nie. Prys die naam van die Here, ek begroet die Heilige Gees teenwoordig, amptenare die vyfvoudige bediening wat die is, die kabinet van God is gegroet in die beminde naam Jesus. Elkeen die teenwoordig is begroet, spesiale groete aan die familie die teenwoordig, hoe my vanmiddag vertrou het om hierdie wachtdienst, rouwdienst, waar te kan neem en in my heilige woord van die Here aan ere te kan bedoen. Ek wil my innige gemeengevoel betuig namens my en my familie en ons bediening prys die naam van die Here. Ek wil vir julle sê, julle is nie alleen nie. Dat die Here het ons nie as wese nagelaat nie. Maar ek dank Jesus Christus vir sy lewe, omdat hy die God die Vader gebid het in die hemel, om die Heilige Gees te stuur, in die tyd van rou, om ons te vertroos. Wil ons die Heilige Gees te prys gee. Beste Lord. Ek dink iemand verstaan dat die Heilige Gees is die Parakletos. As hy vertaal word ek genoem, hy is ons advokaat. Hy is die een wat nou vir ons in die kep staan, wat ons stikken is, wat ons rou het, prys die naam van die Here, is hy die een wat ons harte vertroos. Prys die naam van die Here. Nou ek gaan nie lang tyd in beslag neem nie, prys die naam van die Here. Ek dink prys die naam van die Here, vir James ken ek baie jare. Die familie ken ek baie jare. Die grootpa James wat al weg is ken ek baie jare. Ek kyk so en ek sê, joh, die ou mense wat hier gewerk het, as die voor nog 'n library was, toe wen ons van hier. Toe wen ons hier. Hier was soek gewerk, prys die naam van die Whites het hier gewerk, hier sit een van die groot Whites, daar man is ook weggeneem, met die kouwaan van die dood, my man sit ook hier, as julle ken vir chappies, ja, die vermelings, die Whites, die seken vir ons kom jare aan. Ek dink ons is van die mense, soos die Glennis, ons is van die mense wat jare aankom. Nou is soos Boeta sê, hy was nie 'n man van baie woorde nie. Hy was maar 'n cool ouetjie, 'n rustige mannetjie, maar hy het baie liefde gehad. Want as ons rondom ons kyk, dan kan ons die lewe van James sien. Soos ons hom ken James sien, dan kan ons James se lewe sien. Net met die getal van mens. Dit wil sê wat se tipe mens was hy. Dit wil sê wat 'n impak hy in mense se lewens gehad het. Ongeag, ons almal, ek wil sê, ons almal het foute. As niemand sê, hy het foute, tel nou 'n klip op. Soos die vrou wat betrap as een oorspeel, toe skryf Jesus op die grond, en hy staan op en hy sê, as een van julle die sonde het, tel op die eerste klip en gooi. En hy stil geword vir 'n oomblik, en hy oor die sterre gekyk, en hy sien daar was niks beskuldig gesê, maar hy gee die mens nog 'n tweede kans, en hy sak weer op die grond, en hy skryf vir 'n tweede keer, en hy staan op en hy sê, gooi, die eerste klip, maar toe hy so kyk, toe sien hy, is niemand nie, almal is weg, en hy sê, as daar niemand is, wat jy beskuldig het, en ek jou ook nie, beoordeel nie, maar in vrede en sonder nie, prys die naam van die Here. Ek het 2 boodskappe vir my voorberei, gister wat hulle my nou vra, sit ek in die voorkamer en ek is besig maar op my phone, soos gewoonlik, en ek sê, joh, ek moet nou môre in Bredasdorp wees, ek moet nou gaan werk, kyk dan, en ek het nog dinge aan wat ek druk van, ek wil Saterdag by die begrafenis wees, maar terwille van sy sê, kon ek my baas bel en sê, ek gaan nie kom nie. Ek is nou net op kort kennisgewing, my vriend wat ek jou van vertel het,
Ek moet nou 'n waarddiens gaan moet ek gaan doen. So, hulle het vir my gevra, so ek vra, verskoon my. Ek vat sommer nou af vir die week, sê maar vir die groot baas ook, ek kom die week nie toe. Terwille van sy sien. Terwille van hom. Prys die naam van die Here, maar ek wil na die woord van die Here toe gaan. Soos ek sê, ek het my voorberei met 2 boodskappe. En ek vertel my ma so kortliks vanoggend, dis wat ek kry. Ek wil eintlik gepraat het oor die legacy van die Seconds familie. En as ek dink, die grootma het 'n legacy vir julle agtergelaat. Maar in die familie was daar broers en susters wat gemisluk het. Maar Vincent moes toe die mantel op hom vat van die Seconds en hy moes die fakkel vat en die staf van die Seconds omdat hy nie kans gesien het dat die legacy van die Seconds moet val nie, maar hy sê ek val staf in die mantel en ek gaan hardloop met die brandende fakkel met die naam van Seconds sodat die naam Seconds vir altyd kan bly staan. En iemand vanmiddag moet die mantel dan optel. Iemand vanmiddag moet dan sê ek vir die staf van die Seconds, die brandende fakkel met die naam Seconds, die mantel uitgegraveer met die naam Seconds om te sê ek sal vooruit gaan en die naam Seconds op hoog hou. Amen. Nou word ons aan stil. Geen wilde die Here praat ek daaroor, maar ek het jou nie woord in my mond gegee. Dan wil ek allemaal so spreek weet kry. Luister ek met 'n geestelike oor. En ek luister waar die vriend van die Heilige Gees ontspat. En ek dank hier over jou gelis van meer en prijs die naam van die Here die hy gedachte gebring het en wat die woord van die Here gebevestig het. Ek dink ons allemaal in die Bybel sien, maar dit is opgeskrywe in Esegiel 18 prys die naam van die Here. Esegiel 18 prys die naam. Jeremia hoofstuk 18. Jammer. Jeremia hoofstuk 18 prys die naam van die Here is dit opgeskrywe. Waar die Here praat van die pottebakker en die klei. Prys die naam van die Here. En Jeremia hoofstuk 18 vanaf vers 10 sê, en die woord van die Here het tot Jeremia gekom. Maak jou klaar en gaan af na die huis van die pottebakker, sodat ek jou daar my woord kan laat hoor. En die Bybel sê in Jeremia het hom klaargemaak en afgegaan na die huis van die pottebakker. En die Bybel sê terwyl Jeremia by die huis van die pottebakker kom, was die pottebakker reeds besig met 'n stuk voorwerp op die skouer. En die Bybel sê, terwyl hy besig is met die voorwerp op die skouer, het die voorwerp misluk. Maar die Bybel maak duidelik, maar soos dit reg was, in die oë van die pottebakker, het hy dit nie weggegooi. Maar hy het opgetel en vele op die skouer gesit, om iets niets uit te maak. En die woord van die Here sê die Bybel het vir 'n duurlik hier tot Jeremia gekom en gevra, o, julle Seconds, o, julle Seconds, familie, vriende, hier teenwoordig, soos klei aan die hande van die pottebakker, so as hulle in my hande sê die Here. Bereid is die bid. Begin dat hy veel te sterk nie. Here wil iemand moet iets vanmiddag hoor. Here wil met ek en jou vanmiddag praat. Spesiaal met my en met u. Dis die naam van die Here. Maar ek wil stilstaan by een woord. Maar my sleutelwoord vanmiddag is misrap. Iemand voel in die Seconds familie vandag soos 'n mislukking.
Iemand voel aan die sekensfamilie, dat die Heer gestel. Iemand voel aan die sekensfamilie, dat die Heer gedruk. Iemand in die sekensfamilie voel vanmiddag, ek is verwerpen. Iemand in die sekensfamilie voel, ek is verstoten. Iemand in die sekensfamilie voel, ek is nie waardig om een sekens genoemd te word. Maar die Heer sê vanmiddag, soos jullie aan die ander, aan die portebange, verwaal sy, vanmiddag aan my hande. Here sê, ek is die alfa. Ek is die omega, ek is die begin, en ek is die einde, ek is die eerste, en ek is die laaste, ek is die God wat was, en wat is, die almachtige, sê die Heere. En wie van die Heere vanmiddag kan met my gevergelijk word? As daar iemand op die aarde en die hemel, wat ek het mekaar, dat die enig is met my, die heilige van Israel. Ek wil vir iemand vanmiddag sê, ek gaan nie vanmiddag net oor die sekens doen, maar ek gaan vanmiddag vir ons elke met die woorde. Ek wil vanmiddag sê, die dood het 'n manier om mens by mekaar te bring, vir al familie en vriende, en hy het ook 'n manier om familie en vriende uit mekaar te stuur. Daarom sê die Bijbel, dood, waar is jou angel? Hy sê ook die laaste vijand, wat moet gebestraft word, as die dood. Van die dood, as een lelijke ding, die dood het geen respect vir een mens sy lewe nie. Die dood gee hom, of hy maar net een spelspel of een bloedkloon te sien. As hy kom, en hy wil jou vat, dan sê hy, hy gee jou om wie jy is, en wat jy besit, en weet jy, ons allemaal is dit, en water te broere, wat daar is een, wat allemaal gaan, die stof van die aarde, waar ek en nie, van die is terug sal jy gaan, wat jy aankomt, dat sal voel, wat jy gaan. Amen. Is voel, wat jy gaan. Dat het om my nie, wat God ons lief, en in my dag, woont te lewe, op die aarde. Ek is aan die dood. Sê jy lewe, ons is by die dood. Praat met jou lewe, briefskaam, sê ons is by die dood. Ons is by die dood. Nou die manier, wat die Here ons geformeer het in die stof van die aarde, het hy ons wonderbaarlik geskapen. Hy het ons wonderbaarlik gebouw. En die mooiste van die God van hemel en aarde, hy moes uit sy toren opstaan, en hy moet die hoogtes van die aarde betree, om een mens te formeer na sy eie beeld. En om sy eie asem, hy wat God is, en die lees van die mens te plaas, zodat die mens een levende gesiel kan bekom. Die vlees sal terugkeer na die aarde, maar wat toe as jou siel op pad mens? So skryf aan die hande van die pottebakker, soos ek nie, vanmiddag aan die hande van die Here. Ons het baie foute gemaakt. Ons het misluk, ja. Ons het misluk. Ja, ons het verkeerd gehandel. Ja, ons het mens seer gemaakt. Ja, ons het afgebreek wat ons moet opgebouw word. Maar die Here God skep vanmiddag 'n geleentheid vir jou om reg te maak. Om reg te maak. Kyk die oor. Kyk hoe die dan. Kyk hoe die dan. Kyk hoe die dan ongelbeek. Kyk hoe die dan. Die is die pottebakker. Die is die skrywer. En jy weet ons iemand wat kleipotte maak. Hy was maar so veel. Hy was so veel. Nou hier is het God. Hier is Jesus groot genade. Here ek prys U. Kurabasaka talabahande. Rikusaya. En hy sit hier so. En hy trap die wiel. God trap Jesus. Wat groot genade
betekenis van 'n mens. Wie wat God is, om die gestalte van 'n mens aan te neem, om die aarde te betree, 'n man rein van aard, soewerein, geen sonde nie, geen misdadige nie, geen sonde binne aan hom nie, maar hy betree die hoogtes van die aarde, om die gelykenis van 'n mens op hom te neem, en die enigste misdaad wat hom kruis toe gevat het, was liefde. Halleluja. Liefde, wat so lief, en God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee, vir elkeen wat in hom glo, sodat hy nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. Hy sê, ek het my seun in die wereld ingestuur, nie om julle te oordeel nie. Kyk hierdie God, nie om julle te oordeel nie, maar sodat julle die hom gered kan word. Wat 'n liefde, wat 'n liefde vir 'n mens op aarde. Geen mens kan sy lewe aflê vir 'n mens, maar dan moet iemand uit die hemel uit neerdaal. Halleluja, prys die naam van die Here, wat geïmpregneerd word deur die Heilige Gees. Iemand, halleluja, wat geen intercourse, seks gehad met 'n man nie, prys die naam van die Here, maar wat bevrug was deur die Heilige Gees en swanger geword met 'n boodskap, jy sal 'n seun baar, en jy moet op Jesus doen, want dit is hy wat die volke van hulle sondes sal verlos. Ek sê, ja, ons dien is 'n goeie God. Ons dien 'n wonderbaarlike God. Ek kan nie van myself praat nie. Mense kan getuig van my. Ek dink die van my ken my baie. Waarvan ek kom die pas. Hy is nog gestaan maar. As dit rap en nee, maar. Wanneer mense so sê, is dan kom dan. Is baie. Wat is staan dit rondom jou? Hy moet nog kunnen afstanden. Kijk net, hij recht zich in toont. Hij recht de moeders. Hij recht de krachters. Hij recht de jongens. Hij heeft niet om wie je is, wat hij gemaakt heeft of wat hij gedaan heeft. Hij doet niet gewoon van jou wat sociaal geheimnis is, maar hij heeft gewoon van alle. Wat honger is, wat dorst is, wat ziek is, wat zwak is, wat verderf is, wat er neergedrukt is, wat niemand raakt nie, wat net soos vermat, wat voor jou deestaan, as ander uitkom, dan vele hulle voete af, en hulle sien nie, die mat raak nie, die Here ook al vir jou gekom, wat niemand raak sien nie. Hy is misluk, hy is verwerp, maar jy is nooit gestoot nie, maar jy is geskui aan die aarde van die pottebakker. Hy is bezig om jou beskrywer te sit. Elke keer sit jy op die skrywer, maar in jy balanceer jy nie homself nie, maar jy verloor beheer op die skrywer onder die mouwenstuk en jy gooi jouself van die skrywer af. Maar God raak jy nog nie. Hy tel jou elke keer op en hy plaas jou op die skrywer. Dan maak jy weer een fout, hy tel jou op en hy sit jou op die skrywer. Maar hy sê jy goud as jy die smeltkoes gegaan het. God moet jy vier gaan. En wanneer jy die vier gegaan het, en ek kom aangeleid, dan is hy groter, dan is God, suiwer God, want daar is niks ongerecht, binne die God nie, daar is niks, wat die God, sy waarde, kan verloor die, van al die minerale, waarin was, wat die God was nie, is uitgebrand. Wat wil apostel sê vanmiddag? Wat wil ek vanmiddag sê? Hoeveel keer sit die Here om die vuur. Jy slaap al vandag in die touwsjoete. Jy inspuit jou al maan met nale. Jy sal so hoog op die onder. Jy sal so dik op die tikke. Jy sal so diep in die dwelms. Jy sal so diep in die afgrond. En jy voel, jy is mislukking. Jy voel als jy is getoer. Jy voel, halleluja, jy is vervloeke. Niemand het jou verwense. En niemand stel in jou belang. En jy sê jouself, ek is my lewe. Ek moet maar so wees. Ek is so rijk. Soos ek is by die Here.
Maar jy, sommige kere, om jou eie hande aan jou lewe te staan, en om jou eie lewe te leef, maar die Here sê vanmiddag, soos klei aan die hande van die pottebakke, so is jy vanmiddag in my hande, jy is nie, anders luk nie, sê die Here. Nou voel julle, 'n bron met gevaar. En ek dink vir baie in die Seconds familie was James 'n skadeboom. 'n boom wat almal onderin kan kom staan het en hy koelte gekry. 'n boom wat iemand kan ondersit het en hy het rus en vrede gevind. Want hy was 'n boom vir die familie. Ongeacht die branches waar is was hy die stamboom na die sterkte van sy pa van baie het gemisluk aan die familie, maar hy moes die legacy opdeel van Papa Seconds en het vorentoe vat en baie voel, wat gaat nou met ons gebeur? Die een kyk die een boete, die ander kyk die ander titel, die een kyk die ander kleinker, die een niggie kyk die ander niggie, die een neef kyk die ander neef, en die anders kyk die kenne. En so kyk hulle, nou mekaar. Maar kom ek wil julle vandag bemoedig, dis nou die aangename tyd, wat hulle mekaar moet inmaak. Is nou die aangename tyd, wat die vlerke moet oopmaak, en sê kom maar, ons kom by mekaar, en ons vorm een lichaam, in die naam Seconds, zodat ons vir altyd kan bly staan, en dat die naam Seconds vir altyd sal lewe. Is nou die aangename tyd, probeer genade. Vergeet maar van die onder mekaar se gekonkerie. Vergeet die ding onder mekaar waarmee julle nou besig is om tweedrag onder mekaar te wil sy. Vergeet dit! Ek sit hier julle geselskap nie. Ek loop nie by julle huis nie. Ek weet nie waar aangaan nie. Maar sê as die Here lief, of praat die Here die waarheid. Los die dinge waarmee julle besig is om verwarring onder mekaar te sy. Maar kom nader na mekaar toe en binne mekaar te liefhet met die liefde van die Here. Ja, maar as ek my wil iemand as ek wil gesig koop, bro, dan koop ek vir my afval in die winkel. Dan eet ek 'n stapkop. Maar 'n mens se gesig koop ek nie vir die evangelie nie. Ek kan nie help nie. Ek is geroep om dit te spreek en om te sê so die Here. Ek wil vir julle sê, ek maak klaar. Ek wil vir julle sê, ek maak klaar. Apostel, so hulle voel ek kan nie regkry. Ek maak klaar. Probeer nader. Het mekaar met die ewige band lief. Vergeet van verwarring sy. Begin mekaar te geestouwen. Begin mekaar je hand te gee. Moet nie meer kyk op die een wat die nou het nie. Moet nie kyk op die een wat het nie. Maar kyk op mekaar. Het mekaar lief. Het mekaar lief. Met die liefde wat God ons allemaal lief het. 'n oneindige liefde. 'n liefde wat nie kan geveeg word nie. 'n liefde wat nie mate het nie. Maar 'n liefde wat vir ewig bly staan. 'n liefde wat ons so by mekaar gebring. En liefde die begadering geroep. En sy naam is Jesus. Beste Lord. Apostel kan net so agtergrond kry. Dan sal die man van die Here natuurlijk op sy nommer druk. As sy begrafnis onderneem uit sy eie besigheid. Druk op sy nommer druk. Dis sê apostel geen net kans. Ek wil net 'n paar goed in die weg uithaal. Ek wil dit maak vir jou nie. Maar as ek op jou nommer druk, dan is jy daar. Ek gee nie om van sy werk nie, dink ek nog vanoggend 'n liggaam gaan haal, iewers nog vanoggend 'n begrafnis gaan doen, maar die man daar is hier. Nie vir wat nie. Ons het maar stoute range wil gesien te wees, maar ons is by die om 'n boodskap te bring. Of vir iemand te sê, het mekaar lief. Met die liefde van die Here. En weet vandag, jy sê mislukking nie. Maar soos klei in die hande van die pottebakke, so is jy vanmiddag in die hande van die Here. Die Here sien. Ek wil net na apostelse dinge gaan doen, wil ons die familie, die hele familie, wat hier is, by mekaar bring. Amen. Ons gaan nou geseën, maar baie pragtige woord man van die Here. As jy dink jy is 'n mislukking,